press between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories pressed between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories pressed between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Memories, memories, sweet memories, memories. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. Shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief. Once the page is read,
all but love is dead. This is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. All the good times together, the love we shared, the fun and the laughter. How I wish you could feel what my heart says tonight, dear. I miss you and I wish you were here. That I had, they lay broken in sorrow. The plans I made, my hopes for tomorrow. If I could, I would tell you I'm lonesome tonight, dear. Oh, I miss you and I wish you were here. All through the night I will see memories passing where you looked, the sound of your laughing, how I long for the touch of your hand holding mine, dear. Oh, I miss you and I wish you were here. Lord, I miss you and I wish you were here. Goeiemôre vriende, familie, Willie, Ronel, Artayo, Velando, ag julle almal, Lizette, Louise, almal wat hier vandag teenwoordig is, Leander, hier elkeen, wat vandag kom totsiens sê het. Ek is jammer, my enige simpatie. Ons harte is saamstikkend vandag, op hierdie koue, snerpende, vreemde oggend, waar ons hier met maskers saam moet sit om te kom totsiens sê. Ek bid dat ons vandag op 'n manier, al is daar koue, mekaar se warmte in die hart sal voel, dat ons sal beleef, die Here is hier saam met ons teenwoordig, en dat ons ook vandag 'n stukkie troos kan kry. Ek wil julle aandag vestig op die blaadjies wat by die deure uitgedeel is. Baie dankie vir al die moeite wat daarmee gedoen het. Dit is regtig 'n besonderse mooi 'n boekie, en ek dink ook dit is baie spesiaal. Daarin sal julle ook sien, is daar 'n blaadjie in met die bedankings. Ek wil graag hê julle moet dit alles vir ons deurlees. Ons gaan nie in die diens 'n bedanking of so doen nie, maar ek weet Ronel het ook net gevra dat ek spesiaal moet dankie sê vir elkeen van julle, en almal ook hier is nie, vir al die boodskappe, vir die omgee, vir die liefde, vir die sorg, die trooswoorde, die mense wat kos gebring het, elke liewe stukkie
wat julle gedoen het in hierdie tyd om hulle laste te help dra. Hulle waardeer dit opreg. Dankie dat julle ook hier is en hierdie tyd ook saam met hulle deel. Julle is welkom om ook al die briefies daar binne te lees en dan ook agter ook die mooi woorde wat daar vir ons staan te lees. Ek wil die diens begin deur vir ons kersse aan te steek. Die eerste een is die Christuskers. Want al is vandag 'n donker, koue, moeilike dag, weet ons dat daar lig is. En hierdie kers is maar 'n klein simbool van God wat hier saam met ons teenwoordig is. Maar ek wil ook 2 ander aansteek vandag. Die eerste een is vir Peer en ook vir WG. Want ons onthou hulle ook vandag. En hierdie mooi beeldjie wat Ronel ook hier kom neersit het, herinner ons ook iets daarvan, van 'n ouma wat by haar seun en kleinseun is. Die Here is by ons. En hier's 'n klomp ander mense, selfs al moes ons ook vandag beperk tot 50 wat hier saam met ons in ons harte is. En ons weet wanneer ons hierdie moeilike dag saam stap ons dit nie alleen nie. Ons stap dit saam met die Here. Kom ons sluit die oë. Here, vandag moet ons kom totsiens sê en ons moet kom babai sê vir iemand wat ons nog nie wil groet nie. En ek wil vandag vra dat U ons sal kom warm maak, ons sal kom troos. Dat ons sal weet U is die een wat ons hierdeur sal dra vandag. Amen. Ek wil so aan die begin van die diens vir ons kans gee dat ons na 'n video kan kyk wat 'n huldeblyk is. Hulle het gesê dit gaan vir hulle net te moeilik wees om hier voor te kom staan. So Leandri gaan na die video gaan sy kom gesels, maar voor dit gaan ons eers na 'n paar huldeblyke kyk. Dankie Annel, jy kan dit maar opsit. Liewe ouma, ek kan 'n miljoen woorde skryf oor alles wat ouma vir ons gedoen het en elke klein dingetjie wat ouma uniek en spesiaal gemaak het. Maar ek sal graag ook vir die ander mense wil kans gee om te praat vandag, so ek sal nie te lank opvat nie. Ouma het soveel aan ek en Wilandi se lewens bygedra. Elke keer wanneer ouma my kom haal het by die skool, het my dag beter geword. Maak nie saak hoe sleg dit voorheen was nie. Ek wil ook dankie sê vir al die kere wat ouma geweet het wat om te maak vir aandete, al het ouma ons gevra en ek en Wilandi het altyd met ek weet nie geantwoord. Dis moeilik om te glo dat ons nooit weer vir ouma se vis lasagne kan eet nie, en dat mamma nooit weer vir ouma sal kan uittrap, omdat ouma vir ons chocolates gee vir middagete nie. Ons mis al klaar vreeslik vir ouma. Die huis en ons harte is leeg. Ek hoop ouma word elke dag wakker deur 'n Elvis sang. Ons pas mooi vir oupa op, en ek is lief vir ouma, en ons mis ouma al klaar. Liewe ouma, ek is altyd jou shorty, en ek sal altyd wees, en jy gaan altyd my shorty wees. Ek onthou nog elke liewe dag saam met ouma, toe ons koekies gebak het, nie net om te deel en eet nie, maar om ons liefde vir mekaar te wys. Alles wat ouma gedoen het, het vir ons almal iets beteken. Soveel dinge wat ons almal gaan onthou. Die vatlappies, die blokkies, kombuis waar ons koekies in gemaak het, en nog baie meer. Ons mis vir ouma verskriklik. Lief vir jou tot die maan en terug. Wilandi. Daar is soveel goed wat ek nog wou sê, maar tyd het ons ingehaal. Ma, ouma, die woorde, ai my kindjie, en die lekker etes, en die WhatsApp elke dag, sal my altyd bybly. Ma was 'n knap vrou, en het ons baie liefde gegee, 'n ouma 1000. Altyd nederig gewees, en altyd ander se belange bo ma se eie geplaas. Ma het gelewe so Spreuke 31. Sy was 'n vrou wat God gedien het met haar hele hart. 'n deegsame vrou, wat haar man, kinders, kleinkinders, bure, familie, vriende gedien het, met 'n sagmoedige en 'n liefdevolle gees. Sy was 'n supersterk vrou, na wie ons altyd sal opkyk. En dan moenie huil nie. Toe ek gesterf het,
het ek oorgestap na 'n lewe saam met God in die hemel. So moenie huil nie, want ek leef in die hemel. Hou my lewendig in julle harte, want ek is daar. Liefde Lenet. My liefste mamma. Ek is vandag die vrou wat ek is as gevolg van mamma. Mamma het my gekoester en gevorm, nie net deur mamma se wonderlike voorbeeld nie, maar ook deur al mamma se wysheid en insig in wie ek is en wat die beste vir my sal wees as mens. So baie dankie vir mamma se voorbeeld as Jesuskind, mamma se onvoorwaardelike liefde, altyd daar wees en beste vriendin wees. Ek mis mamma ongelooflik baie en kan nie eers begin dink hoe my lewe vorentoe kan lyk met so 'n groot gat daarin nie. Dit is voorwaar die seerste iets wat ek nog ooit moes doen om mamma te groet. Hoewel dit so seer is, weet ek dat ek ook hierdeur sal kom met tyd, want mamma het my geleer om altyd positief te bly en aan hoop vas te hou. Maak nie saak hoe donker dinge om ons lyk nie. Moet mamma asseblief nie oor pappa bekommer nie, ons sal mooi na hom kyk. Moet mamma ook nie oor ons bekommer nie. Ons is geliefd en daar is soveel mense wat ons bystaan en mooi na ons kyk. Mamma het altyd gesê dat mamma wens mamma was so 'n wonderlike dogter vir ouma soos wat ek vir mamma is. Op dieselfde manier sal ek altyd daarna streef om 'n wonderlike mamma te wees vir Gartaya en Bilandu, soos wat mamma vir my en Boetie was. Baie dankie dat mamma my mamma was. Ek sal my bes probeer om mamma se liefde en ongelooflike menswees voort te leef waar ek ook al gaan. Boetie en WG glimlag, want mamma is nou by hulle. Al my liefde, Ronel. Ek wil dan vir Leandrie ook vorentoe nooi om vir ons ook 'n woordjie te kom sê. Hoor, ek weet hoe lekker werk hier nie, maar ek het 'n langer briefie geskryf, want woorde kan nie werklik beskryf wat ouma vir ons beteken het nie. Dit is ongelooflik moeilik om daai gevoelens op papier neer te skryf, maar ek het probeer. Op 21 April het ouma ordentlike plaas gekook. Toe is dit hospitaal toe en nou moet ons finaal groet. Ons kleinkinders, kinders en oupa het 'n kort rukkie gehad om te groet, hoewel ons besef het dat die skok op ouma se liggaam nie gering was nie, het ons nog steeds bly hoop dat beterskap sou intree. Dit gesê, ons was bevoorreg om almal laaste boodskappe te gee met die wete dat sy gehoor het. Hierdie lang siekbed het my weer oor die lewe laat besin, waaroor dit gaan, hoe kort dit is en hoe kosbaar dit is. Ek kan nie anders as om terug te dink aan al die lekker kuiertjies en geselsies nie. Ouma was altyd besig met iets. Het sy dit was om naaldwerk te doen, te bak, gou Spar toe te gaan, by die karousel te gaan uiteet, dit was ons skuilnaam vir masjienkies speel, sy was aan die gang. Dit is eers nou dat ons besef wat ouma moes deurgaan. Behalwe vir ouma se spogdogter, het ouma 'n woelwaterseentjie groot gemaak. En toe kom al die kleinkinders. Tipies kind het ons nie geweet dat ons 'n super ouma gehad het nie. Op 75 jaar het sy nog saam met ons trampolien gespring. Maar ons kinders se kinderlewens was goud werd. Al het ons dit nie altyd besef nie, maar ons waardeer dit. Ons wil vandag kom dankie sê dat ouma, ma en vrou altyd daar was vir enige iets, al kon ons dit nie altyd gou kry of dalk 'n antwoord kon kry soos wat wou gehad het nie. Daar was nooit 'n verjaarsdag vergeet nie en ouma het omtrent eerste gebel. Elke oproep vir 'n eksamen is altyd waardeer. Ouma was die kommunikasiesentrum waar menige mense en telefoonnommers opgespoor kon word. Ouma se boekie was altyd opgedateer met die nuutste inligting en skindernuus. Al die detail van die afgelope 40 jaar was daarin opgeteken. Vir die kleinkinders was daar altyd 'n lekker dingetjie in die kas en koffie vir enige een wat kom kuier het of 'n geselsie kom maak het. Ouma se rykdom het nie gelê in aardse skatte nie, maar in haar man,
kinders en kleinkinders. Talle briewe, kaartjies, geskenke, prestasies en foto's van haar nageslag het sy veilig bewaar. Die goeie herinneringe van die baie dekades het ouma ryk gemaak, in menswees en in daarwees vir almal. In die rype ouderdom van 82 het ouma 2 kinders en 4 kleinkinders nagelaat. Hiervoor dank ons die Here en ons gun haar die ewige rus. Ons gaan ouma altyd lief hê tot in die ewigheid. Baie dankie vir elkeen van julle se mooi woorde. I also want to welcome all our English guests, everybody here today that's going to struggle to follow the message in Afrikaans. We welcome you, our thoughts are with you, and we appreciate that you can come and share this day with us. Ek wil kans gee dat ons na 'n mooi lied luister, terwyl ons so rustig by onsself sit. Heaven's now my home. Sit rustig, luister na die woorde. I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of His throne. He said, enter into paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry. He said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.
Ons skriflesing vandag is uit 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek gaan vir ons voorlees, indien daar iemand is wat 'n Bybel het of hulle foon wil gebruik, is julle welkom om ook saam te volg, maar ek gaan sommer vir ons voortgaan. Nou wys ek nog vir julle wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie eie belang nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om profesie sal verdwyn, die gawe van ongewoorde tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal dit wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind en geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Ek lees net vir ons die laaste vers weer. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Mens mag nogal voel, dis 'n vreemde teks om vandag te kom lees. Dis iets wat baie troupaartjies aan die begin van hulle pad saam by 'n huwelik sal wil gelees hê, en ons lees dit dalk maklik op ander tye, en sommige sal vir jou sê, nee, dit gaan nie net oor die huwelik nie, of so, maar by begrafnisse. Ons kom vier nie 2 mense se nuwe lewe saam of so nie, ons kom sit hier om te dink aan die einde van 'n lewe. En dan boonop nog liefde. Liefde op 'n manier kan dalk soos 'n maklike vinnige antwoordjie wees. Ag, dis liefde, kom ons gee dit net 'n goedkoop woordjie wat ons dalk net kan noem om vandag op 'n manier te probeer beter maak. Maar ek dink toe Ronel vir my sê sy dink 1 Korintiërs 13 is die teks van dit was haar ma. Dis wie sy was. Dis hoe sy geleef het. Dis haar persoon. Dan raak dit op 'n ander manier die perfekte teks. Want ja, ons staan vandag by Sarie se roudiens. En dis die einde van die lewe soos ons hom hier ken. En dis 'n hartseer dag. Dis 'n dag vol gemis. Ons het ook vandag die kans om oor 'n lewe terug te kyk. 'n Lewe wat vol was. 'n Lewe wat mooi was. En 'n lewe wat vertel het van hierdie liefde. En as ons vir Paulus hier luister, dan is dit nie net die fuzzy tipe emosie wat hy van praat nie, dis 'n ander tipe ding wat hy van praat. Dis 'n radikale liefde.
'n liefde wat ons in God vind, wat iets is wat jy leef, wat jy doen, iets wat jou identiteit word, nie net iets wat jy voel nie. Dis iets wat die lewe sin en betekenis gee. Vandag is ons hier saam, want Sari was liefde. Sy het dit geleef. En as gevolg van haar liefde is soveel van ons hier en wat vandag kan sê, my lewe is beter as gevolg van haar liefde. Sonder dit kan jy dalk al die tale praat, of jy kan profeteer, of jy kan al die geestelike gawes hê, of al die rykdom in die wêreld. Maar sonder daai tipe liefde wat sy geleef het, is die lewe maar leeg. En op 'n dieper manier weet ons ook dat God liefde is, en sal ons sing en sê dat jy weet waar daar liefde is, jy weet daar sien ons Christus is die Heer. Dit was dieselfde van haar. Hierdie liefde het nie net vir haar gehelp om die lewe sinvol te beleef nie. Dit het nie net ons lewens ryker gemaak nie. Dit het God sigbaar gemaak. Dit het die lewe mooi gemaak. En dis goed. Maar nou staan ons nog steeds hier met die groot gemis en hartseer. Want Sari is weg. Haar glimlag, haar hier wees, haar mooi. Haar liefde wat ons tog net weer wil vashou. Sy's nie hier nie. En dis hoekom hier teks vir ons sê, liefde staan nooit alleen nie. Ons het hoop nodig. En soos Ronel vir my dit so mooi ook gesê het, sy het hoop geleef. Want ons kan hoop hê. Paulus sê, wanneer ons in hierdie lewe instaar, dan is dit asof ons in so 'n raaiselagtige beeld instaar. In hulle tyd het hulle ook nou nie spieël soos ons gehad nie, en jy sou maar verbeel jouself 'n stukkie folie vat, so iets soortgelyk aan dit, en jy sou daarin probeer kyk, en jy sou jouself probeer sien het, jy het nie 'n mooi spieël gehad nie, en jy sou maar hierdie beeld gesien het wat raaiselagtig is. Jy verstaan nie hoe jy is en die wêreld lyk nie, dis asof jy net nie mooi alles 'n hand op dit kan kry nie. En wanneer ons op hierdie plek in die lewe kom, dan dink ons, hoor ons iets van daai wat Paulus wil sê. Dat die lewe maak soms net nie sin nie. Van 21 April af. Ons het maar swaar gekry op die einde. En hoekom moet ons vandag hier wees? En ons dink aan ander geliefdes vandag, wat ons ook na verlang. Mense wat ons self moet groet. Ons dink waarskynlik ook dat ons ook eendag hierdie pad moet stap. En ons het vra en ons het seer en ons wonder, jy weet, maar hoe werk dit? As God dan liefde is en iemand wat liefde geleef het, hoekom moet ons hierdie paai stap? Hoekom moet daar so baie swaar kry wees? Hoekom moet ons vandag almal op hierdie snaakse manier met maskers bymekaar kom, omdat die wêreld 'n brose plek is? Deur hierdie komplekse tyd van hierdie lewe en deur hierdie seer het God gekom en hy het die dood oorwin en hy het vir ons die uitnodiging gegee, kom, plaas julle hoop in my. En dis 'n hoop wat sy ook geleef het. Ja, hierdie wêreld kan swaar wees, ja, ons het vandag hartseer, ja, daar is swaar kry, maar daar's soveel meer. Daar's soveel meer in hierdie lewe, want ek is hier, en julle kan my kom hoop. Ons gee nie vandag net vir Sari oor aan die dood nie. Ons is hartseer en ons kom groet en ons kom sê bye-bye. Maar deur God kan ons kom hoop ook. Kan ons vandag kom lag ook. Kan ons al mooi stories oor haar kom oor vertel. Kan ons weet dat selfs al is dit die einde, is dit nie die einde nie. Want deur God is 'n nuwe lewe ook moontlik.
En nou, hier waar ons staan, kan ons dit weet. Geloof, hoop en liefde is groter. Groter as ons seer, groter as ons vra, groter as ons bekommernis. Soos nou ook in Laurel de Blyk gesê het, hierdie hoop gaan ons leer aangaan. Gaan ons leer om op te staan en die seer te vat en te kan weet dat ons kan aanhou leef. Ons kan onthou en ons kan die mooi stories vertel. Maar daar gaan ook genesing kom. Daar gaan ook 'n môre wees. En daar gaan ook 'n stukkie glimlag wees. Want daar is 'n ouma wat haar seun en haar kleinseun vashou. Wat diep in haar vader se hande lê en versorg word deur 'n God wat die dood oorwin het. En wat ons ook hier kom vashou in ons eie pyn. En vir ons kom sê, gaan leef Sarie se legacy. Gaan vat haar lewe op, haar liefde, haar hoop, haar geloof. En hou aan om dit julle eie te maak. Julle is vandag hier as gevolg van haar, as gevolg van die wonder wat sy vir julle gegee het. En daar's 'n groot gemis. Maar gaan leef dit voort. Gaan leef geloof, gaan leef liefde en gaan leef hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is 'n moeilike dag en dit is moeilik om totsiens te kom sê. En ons harte is broos en ons groet vandag 'n wonderlike vrou. Here, ek wil bid vir elke persoon vandag hier dat hulle die mooi herinneringe wat hulle van haar het ook weer sal kan oproep. Dat ons saam kan bly wees oor haar geloof, haar liefde en haar hoop. En dat ons dit elke dag net meer ook ons eie kan maak. En dat ons kan weet, ons gee haar nie vandag net oor aan die dood nie, maar ons gee haar oor aan U. En dat dit ons harte vol hoop sal maak. Amen. Ek wil vir ons vandag 'n geleentheid skep waar ons 'n spesiale laaste eer kom betoon en ons gaan dit doen deur Rose te kom voorplaas hierso by die foto. Ek gaan vir ons die formulier voorhou en dan gaan ek julle na vore toe nooi. Ek wil vra dat julle eers die naaste familie eers sal kans gee. Ons sal die Rose hier voor by ons hou en dan gaan ons dit hierso by die foto plaas. Familie en vriende van Sarie van Sail. By hierdie oomblik van afskeid, is ons elkeen diep bewus van die hartseer wat ons het en van die verlies wat ons gely het. Ons geloof in die opgestane Here kom vul ons vandag egter met vrede. Dit kom gee vir ons geloof en hoop en liefde. Want net so seker wat ons weet dat ons vandag finaal kom afskeid neem, so seker kan ons weet dat die Here ons red van die graf en dat hy ons met liefde en ontferming kroon en dat Jesus eendag weer sal kom en dat ons almal saam by hom sal wees. Vandag kom eer ons die Here vir Sarie se geloof en ons bevestigheid vir die woord van God dat die wat glo sal lewe al het hulle ook gesterwe. En daarom glo ons dat ons nie vandag net vir Sarie oorgee aan die dood nie, maar dat sy nou ten volle by die Here is. Daarom bely ek namens ons die volgende belydenis. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het.
wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gee julle nou kans om op te staan en Roos by die foto te kom strooi as 'n laaste stukkie eerbetoning. Wat na vore wil kom om 'n eer te betoon. Kan sommer 2 rye ook maak om dit ook makliker te maak.
Vriende, in hierdie vreemde tyd wat ons leef, met die hartseer in ons harte, kan ons vandag saam hier uitstap. Kan ons weet dat ons aangeraak is deur 'n wonderlike mens. Ons kan nog onthou, ons kan haar lewe gaan vier. Ons kan die geloof, hoop en liefde wat sy geleef het gaan voortsit. En ons kan dit doen, omdat ons weet dat ons gaan dit saam met die Here doen. Ons staan nie alleen op nie. Hy is by ons. En ons stap hierdie pad van rou en herstel met sy seun. So kom ons onthou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap wat ons het met die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen. Mag julle 'n geseënde dag verder hê.